Die bekende skrywer Max Lucado gebruik 'n fabel om te vertel hoe dat jou dade kan bly selfs nadat jy nie meer hier is nie. Die fabel gaan oor Finding Father Benjamin. Dit vertel van 'n seekaptein wat 'n eiland besoek wat geseënd is met gesondheid en geluk, net om te vind dat al die mooi dinge wat hy hier sien, 'n kliniek en 'n skool en vrugbare bewerkte lande, die nalatenskap was van 'n sendeling met die naam van Vader Benjamin. Hy was jare tevore daar werksaam en uitgesterf. Die nalatenskap was egter daar, die mense was merkbaar gesond en gelukkig, anders as die op die naburige eilande. Die kaptein het gevra, hy wil graag vir Vader Benjamin sien. En toe neem hulle hom deur 'n mediese kliniek, 'n skool, die landerye, uiteindelik 'n kapel bo op die berg. Die kaptein het gesê, hulle wys vir hom die kliniek en die lande en die kerkie, maar die mense sê niks vir hom oor hoe hierdie man dood is nie. Die hoofman het geantwoord, jy het nie oor sy dood gevra nie, jy het gevra dat jy wil sien waar hy bly. En ek het jou dit gewys. Nou die fabel se sentrale boodskap is dat 'n lewe se impak baie groter is, baie verder strek as 'n persoon se fisiese bestaan. Ja, die sendeling het dalk gesterf, maar sy werke het gebly. Hierdie fabel gebruik om mense aan te moedig om te belê in daardie dinge wat langer gaan bly. En hy beklemtoon dat ons dade ons inderdaad kan volg, selfs na ons dood. God gebruik mense. Al wat ons moet doen is om te soek na die geleenthede, om dit daar te kan uitleef. As ons om ons rondkyk en al die probleme rondom ons sien, is dit so maklik om oorweldig en klein te voel in die aangesig van al die probleme. Maar die waarheid is, God roep nie hulle wat toegerus is nie. Hy rus hulle wat geroep word toe. Een van die geloofsbriewe van Christus se disippels was dat hulle die wêreld bereik het. Toe Jesus gesê het, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, het hy nie met belangrike mense gepraat nie, invloedryke mense nie, hy het met die laagste, eenvoudigste, die vissers, die tollenaars gepraat. Ten spyte hiervan het daardie 12 mense 'n wêreld bereik, dat selfs die datum wat vandag op jou Facebook is, wys hoe belangrik Christus se boodskap is. Ek wonder wat jou nalatenskap gaan wees as jy nie meer hier is nie. Of jy dit besef of nie, jy gaan 'n nalatenskap agterlaat. Deur Jesus het in Matteus 25 gesê, en ek wil dit graag vir in Afrikaans lees, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk van die skepping van die wêreld af julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger, julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, julle het vir my klere gegee. Siek, julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dit sê vir my dat wat ek hier vir ander doen, 'n nalatenskap voorberei. Nie net hier op aarde nie, maar ook in die hemel. Daarom moet jy vandag weer 'n keer na jou geleenthede kyk. Doen wat goed en reg is. Doen dit stil. Moenie 'n produksie maak uit jou geloof nie. Maak daardie basuine stil. Kanselleer die parades. As daar toekennings kom, draai weg daarvan voordat jy dit begin glo. Maak daardie begeerte dood om raak gesien te word. Maak daardie ding dood wat sê, ag, dit is so klein wat jy doen. Daardie begeerte om die Here te dien, dit is wat saak maak. Kom ons bid saam. Here, ons wil U verheerlik vandag. Gaan met ons in hierdie week, sodat ons sal verstaan wat ons doen ons vir U. Amen.